geleentheid dat ons vandag met mekaar so kan saam wees. Ek wil graag vir ons vandag nie 'n lang stuk uit die Bybel lees nie. Dis ons begronding en dit is wat ons rig in die lewe. Ons twyfel nie daaroor nie. Ons weet waar kry ons antwoorde, waar kry ons krag, maar ook waar kry ons wysheid vandaan. En ek dink dit is vir ons belangrik vandag dat ons in daardie rigting moet amper wysheid afbid en afpleit, dat ons ook met nugtere denke vandag se saak gaan hanteer. Ek wil tog vir ons 'n versie saam lees, 2 versies, hier uit Genesis 1, vers 28, ag en nie almal ken dit so goed, die kultuuropdrag, waar hy vir ons sê, die woord sê vir ons, en God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Dit is die eerste ene. En dan die tweede ene is natuurlik Genesis 2 vers 15, want die 2 verse saam maak ons kultuuropdrag uit. En toe het die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Hierdie is die grondslag van ons dag tot dag taak. Ons moet vir mekaar sê dat ons het 'n kultuuropdrag en in watter hoedanigheid moet ons dit uitleef. Ons moet hier wees op aarde eerstens om te leef tot eer van God. Ons is rentmeesters van die bodem, maar hierdie kultuuropdrag gaan weier as dit. Hy gaan ook na die hele kulturele ontplooiing met dit wat ons dag tot dag doen. Die kunste, die taalontwikkeling, die sport, die ekonomie, die veiligheidsaspekte. Dit is ons menswees en ons het 'n goddelike opdrag om op aarde dan ook volgens God se woord hierdie sake uit te leef. Mag ons hierdie kultuuropdrag wat ook vir ons die verantwoordelikheid plaas ten opsigte van eiendomsreg, ten opsigte van ook die hele kwessie van die skeiding van volkere en nasies, wat die woord vir ons gee, dat ons dit met groot respek sal hanteer ten opsigte van ons debat, met daai wederwysige respek van ook ander volkere oor die wêreld versprei, maar dat ons ook ons verantwoordelikheid gaan nakom. Kom ons sit net so, dan sluit ons die oë. Ag, baie dankie Vader vir u grootheid, dankie dat u vir ons 'n wonderlike God is. Here, ons is nietig en klein, maar tog sien u elkeen van ons raak. Tog weet ons dat u daar is vir ons, dat in u groot raadsplan u elkeen van ons met talente toegerus het, op so 'n wyse dat ons elkeen 'n verskil kan maak. Wil u ons help dat ons daai talente nie onder die maatemmer sal los nie, maar dat ons daarmee positief sal woeker en werk, om ook so ons kultuuropdrag uit te leef. Dat ons vandag vir u wil vra, Here, seën hierdie verrigtinge, gee vir elke spreker die insig en die wysheid wat nodig is, dat ons met groot verantwoordelikheid ook die uitkoms van hierdie kongres so kan help rig, dat op die einde van die dag ons kan sê, ons het 'n verskil gemaak. Baie dankie vir die grootheid. En Here, daar waar ons so baie keer verkeerd doen in die oë, waar ons in versuim, baie keer ook in optrede, in woord en gedagte, teen u sondig, wil u dit ons nie toereken nie, en help vir ons, dat ons lewe volgens u woord se verordeninge sal rig, en ons kultuuropdrag ook sodoende positief sal uitleef. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Benny, baie dankie. Dave, hartlike welkom. Jou tydsberekening is perfek. Ek het net begin alleen voel hierso. Vriende, baie dankie. Dis my voorreg. Jy sal sien dat ons 'n baie vol program het, dat ons baie gedruk is vir tyd. Ons sal baie streng volgens die tyd moet werk. Jan sal vir ons help daarmee. Maar dit is vir my 'n voorreg om julle almal hartlik welkom te heet by hierdie besonderse geleentheid. Ons wil vir ons, u wat almal teenwoordig is, al ons gaste, kollegas, en dan ook almal wat per Zoom inskakel. Ek dink ons het ook 'n baie vol lys van persone wat per Zoom gaan inskakel, en ons wil vir hulle ook hartlik welkom heet. Welkom by hierdie vergadering wat gereël is deur die ad hoc komitee vir die beskerming van eiendomsreg. En vriende, ek wil sommer ter aanvang van hierdie vergadering vir u sê, hierdie is nie maar net nog 'n seremonie nie. Ons is vandag hierso omdat eiendomsreg in Suid-Afrika in 'n sistemiese verval verkeer.
dit begin net hand uit te ruk en daar is 'n stadium wat 'n mens moet kom waar jy moet briek aandraai en die dinge begin reg aanvat. Ons kan nie maar net praat daaroor nie. So dis vandag nie net 'n praat sessie nie, maar u moet asseblief ook insette lewer en ons het kaartjies hier soos wat die sprekers praat. Wil ons graag versoek dat u as u 'n vraag het, moenie huiwer nie, stuur dit dadelik tafel toe en wanneer ons die tyd lekker beheer het en daar's genoeg tyd om die vrae te antwoord, dan sal ons dit baie graag wil doen, maar u moet asseblief nie huiwer as daar enigiets is nie. Sedert die stigting van hierdie ad hoc komitee in 2008 het ons gesien hoe die regering se beleid, veral hulle beleid oor die nasionale demokratiese revolusie, soos 'n groot ameba beweeg. Nou, u wat miskien nie heeltemal op hoogte is wat 'n ameba is nie, dis hierdie groot een-sel struktuur parasiet, wat eintlik net reageer op impulse van voor, om iets in te neem, in te trek en dit deel van sy een-selstruktuur te maak. En hierdie een-selstruktuur is uit geen ruggraat nie. Hy het nie 'n vorm nie. Hy verswelg enige iets wat hy sien, wat hy dink hy kan verobber. En dit is basies wat ons met die nasionale demokratiese revolusie sien. Dis hierdie groot deel sitoplasma wat beweeg, wat geen ruggraat het nie, maar dit bedreig ons grond, dit bedreig ons bates, dit bedreig ons kultuur, dit bedreig ons geskiedenis, selfs ons denke. Alles word stadig ingesluk en geassimileer. En dit is hierdie ideologie waarin ons nou die prooi geraak het. Ons word stadig maar seker met 'n kruipende onteiening is hierdie tentakels besig om alles in te trek na hierdie een struktuur wat 'n sitoplasma vormloos is en geen ruggraat het nie. Dan is daar ook uiteraard transformasie, soos dit vandag toegepas word. En ek sukkel baie, want ek is maar 'n boer hier die Oos-Kaap en baie van hierdie groot woorde verstaan ek nie altyd nie en ek het probeer om te kyk of ek transformasie kan verstaan. Want hierdie transformasie lei nie na vooruitgang nie. En ek het skielik besef, maar wat is 'n transformasie? Ek verstaan dit heeltemal verkeerd. En toe ek dit besef en ek skryf vir my daai vergelyking uit, toe verstaan ek dit. Transformasie in Suid-Afrika is gelyk aan disintegrasie. En wanneer jy kyk na alles, na Denel, het vir Johan Holt hier vandag, wat 'n voorreg Johan dat jy hier is, die spoorweë, die poskantoor, ons is almal slagoffers van hierdie transformasie. Transformasie in hierdie land, 'n woord wat nie eers in die grondwet ingeskryf is nie, is eintlik maar disintegrasie. En as ons dit so toepas, dan sal ons dit verstaan. Die paneel vandag hiervoor saam met my is Dave Stewart. Dave, baie hartlik welkom. Dave is al die pad van die Kaap af. Dave het nou baie meer tyd om baie meer sin aan ons ad hoc komitee te gee en ons het groot waardering daarvoor. Dan het ek ook vir Ben hier so aan my linkerkant. En ons is baie dankbaar vir Koot van der Reis wat vir ons die klank doen en ook die Zoom. En dan agter die skerms was daar veral Jan Bosman wat die sekretariaat is al sedert 2008 wat wonderlike werk doen en vir ons hierdie dag bymekaar gesit het in 'n groot mate. Jan, ook baie dankie. En dan ook aan Maurits. Maurits het ook 'n groot bydrae gelewer. En Maurits sal ook beskikbaar wees na die vergadering want TLU het 'n handves oor eiendomsreg en u kan dit onderteken as u wil. Maurits sal beskikbaar wees daar, maar dis 'n handves wat met groot sorg saamgestel is. Vriende, ons het herhaaldelik die minister van Grondsake ook genooi om vandag hier te wees. Want behalwe dat ons wou gehad het, hy moet vir ons verduidelik wat is transformasie. Ons ook graag gehad het, hy moet vir ons verduidelik wat is die term die grond behoort aan die mense. Wie is die mense? Het die mense 'n kleur? Moes die mense op 'n sekere stadium gebore word? Presies, wat is die mense? Wat is die term wat hy en die president so dikwels gebruik? Ons wil verstaan hoe daardie dinge werk. Maar ten spyte van die 3 uitnodigings kon hy nie sy weg oop sien om hier te wees nie. Inteendeel, hy het nie eers die uitnodigings geantwoord nie. Ons wil nie net vandag praat oor onteiening nie.
Ons wil dit identifiseer in al sy forme. Grond, water, minerale, wapens, skole, kultuur, intellektuele eiendom, en dan het, ek weet Willie het ook toevallig net verwys na BEE, wat ook maar 'n mate van onteiening is. Want as jy aandele het, dan moet jy dit weggee, hulle ontneem jou van jou aandele. Ek wil vir u sê baie dankie dat u hier is vandag. Dankie dat u bereid is om te kom praat oor onteiening. Ons wil dit identifiseer in al sy forme. Ons maak staat dat u vir ons vra of insette sal lewer. Ons sal dit akkommodeer so ver as wat dit moontlik is. En dan wil ek net vir u sê, hierdie is nie oor vergadering nie. Dis nie maar net 'n vergadering nie. Hierdie is 'n waarskuwing dat ons op 'n baie dun ijslaagie nog beweeg en ons sal moet standpunte neem. Vriende, dan baie hartlik welkom. Ek hoop hierdie vergadering gaan vir u baie beteken. Ons maak staat op die insette en en aan ons sprekers baie dankie dat u ook altyd bereid is om na ons toe te kom as ons vra. Ek dink van al die sprekers het omtrent almal dadelik gesê hulle sal hier wees. Ons hoop almal dag op en die taal vandag sal uiteraard Afrikaans en Engels wees, so u met die taal besig waarin u baie welkom voel. Maar baie welkom en ek gaan sommer Jan, kan ons maar aangaan met ons eerste spreker. Ons eerste spreker vandag is André Dievenage. Ons gaan nie 'n groot voorstelling doen nie, ons gaan al die sprekers se voorstelling sommer op die skerm plaas